Goeienaand my broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie weer eens vanaand van my Sondag refleksie met julle te kan deel nie. Ek glo en vertrou dat julle elkeen 'n wonderlike week gehad het en dat julle 'n geseënde week gehad het en dat julle bietjie kon rus die naweek. Maar ja, die Here het dit sommer op my hart geplaas en in my gees. Die vraag van wat is sy koninkryk? En is ons, as ons in 'n vennootskap met hom is, hoe bou ons saam met hom aan sy koninkryk? En ek dink daar is net 3 maniere wat ons dit kan doen, maar kom ons lees eers wat sê sy woord in opsigte van dit in Lukas 17 vanaf vers 20 tot 22, die koms van sy koninkryk. Toe die fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord: die koms van die koninkryk van God kan uit voorrekens nie bereken word nie. Dit is ook nie sigbaar nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle en by ons en in ons. Daarna sê hy vir die disippels: daar sal dae kom wanneer julle daarna sal verlang om net een van die dae van die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie kan sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk, daar is hy of hier is hy. So wat sê God se woord vir ons? Is dit sigbaar in elkeen van ons? As ons vanaand moet evalueer om te sê, waar is ons in vennootskap met God ten opsigte van koninkryk bou? Wat is ons antwoord? En ek dink dis die vraag vanaand. En ek dink daar is net 3 maniere wat ons dit kan doen. Die eerste manier is in gebed. En Matteus 6 vers 19 is baie duidelik daaroor. Ek gaan nou nie tyd hê om die skrif vir julle te kan lees nie, maar elkeen van julle kan dit gaan lees op julle tyd. Die tweede is om te gee, en te gee van onsself. En daar kan ons lees in Markus 10 vers 17 tot 23. Dit hoef nie noodwendig finansiëel altyd te wees nie, want baie keer wil ons deur mense help, of hulle vra ook, as ons nie in die vorm van finansies kan gee nie, is daar ander maniere wat ons kan gee, ons kan van onsself gee. En dit is net om tyd te maak vir daai persoon, om saam met daai persoon te bid, om saam sy arms op te lig, om hom te sê, soos ons sê in Stronghold, kom stel sy arms op, en ons help hom, en dis waar God ons krag gee en ons leiding gee, om te sê, staan net julle boetas by, en ondersteun hom, skep weer hoop van mekaar. En die derde manier is om diensbaar te wees. In Markus 12 vers 28 tot 34 en Levitikus 19:18 is baie duidelik daaroor, om diensbaar te wees. Is ons diensbaar? En ek dink dis die vraag wat ons self mekaar moet vra. Is ons diensbaar? Gee ons genoeg van onsself vir ons medemens, ons geliefdes, ons broers en susters? En as ons sê ons bid ons vir mekaar. Ek dink kom ons vra die Here vanaand in gebed dat hy ons sal lei in dit, want ons het hoeveel keer as ons bid, vra ons dalk vir God se krag en vir sy wysheid en vir sy insig. Baie keer bid ons net, maar ons moet hom vra, ons moet in alles wat ons doen, moet ons God nie uitlaat nie. Hy moet deel wees van dit. As ons sê ons is in vennootskap met hom, moet hy alles weet. Ons moet hom 'n gesprek kan hê. Ons moet 'n gesprek met hom kan voer. Ons moet vir hom vir wysheid vra. Ons moet sê as ons vir iemand bid, moet ons nie vir iemand raad gee voordat ons nie van God gehoor het wat ons vir hom moet sê nie, want ons kan hom net sowel op 'n verkeerde pad lei. So kom ons kom op 'n plek wat ons hierdie 3 areas aan werk, en dat ons seker maak as gelowiges, ons is op die standaard wat God wil hê ons moet wees, ten opsigte van sy koninkryk bou, want hy wil hê ons moet siele wen vir sy koninkryk. So kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here ons almagtige God, ons kom net vanaand na U toe en vra, Here, sal U vir ons lei, Vader, met wysheid en insig, van hoe ons aan vennootskap met U koninkryk kan bou, Here, in die areas van gebed, in die areas van gee, in die areas van diensbaarheid. Ons het U so nodig, Vader, ons wil dit nie sonder U doen nie, maar ons wil dit met oortuiging doen. Ons bid en ons vra dit in Jesus naam vanaand. Mag julle 'n wonderlike week hê, 'n geseënde week, tot volgende keer. 'n Lekker aand. Bye bye.